Hartlike welkom by hierdie geleentheid. Dit is so lekker om weer saam te kan kuier in hierdie baie spesiale reeks van na Jesus se opstanding, wat Jesus se pelgrim is. Die slegte nuus, die tikkie slegte nuus is dus die laaste een in ons reeks. Ons maak klaar vandag. En die tema is oor Jesus as pelgrim wat tweede kanse vir mense gee, wat tweede kanse vir jou en tweede kanse vir my gee. Ek wil net vir 'n oomblik, net reg aan die begin stil staan weer by die belangrikheid van die opstanding van Jesus. En niemand verduidelik dit beter as Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 14 nie. Hy sê die volgende woorde: En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Ek wil moet dit hoor. As Jesus, die gekruisigde Jesus wat in die graf gelê het, nie die een is wat opgestaan het en lewe nie, is jou geloof niks werd nie. Is my prediking niks werd nie, dis sonder inhoud, dis leeg. So die opstanding is verskriklik belangrik, en dan Jesus wat opstaan en in beweging kom as 'n pelgrim na mense toe, en ons het al gepraat oor hoop en vreugde en al daardie goed wat hy gee, en vandag gaan dit oor tweede kanse. En die eerste een waarby ek wil stil staan is tweede kanse in jou bang en in jou onseker tye en jou tye van verkeerde keuses maak. En ek wil 'n sekere scenario vir jou skets, en ek wil hê jy moet die prentjie saam met my sien. Na Jesus se opstanding, wat sy disippels gevlug het, hulle het by die kruis, met sy gevangenskap, het hulle gevlug, en hier kom hy nou, na hy opgestaan het, en hy verskyn aan sy disippels vir die eerste keer, en dis aan 10 disippels, dis baie belangrik. Daar is nie meer 'n Judas nie, en Thomas is nie by nie. So in Johannes 20 vers 19 tot 21 lees ons die volgende: Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: Vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Kom ons stop net gou vir 'n oomblik hier. Hier is my vraag, die belangrike vraag. Hulle is agter geslote deure, hulle kruip weg, hulle is bang, en die volgende oomblik hier staan Jesus. Hy kom deur geslote deure, hy kom deur mure, kom hy na hierdie disippels toe. Verdien hulle dit? Die antwoord is baie eenvoudig, verseker nee. 100 keer nee. Hoekom? Dis hierdie disippels, wat nie eers by die kruis was nie, net een van hulle was daar. Die res was vroue gewees, en natuurlik die Romeinse soldate en die mense wat hom gespot en bespot het. Maar sy eie disippels was nie by die kruis nie. Hy het alle rede om vir hulle kwaad te wees en om hulle af te skryf. Die tuin van Getsemane het kort voor hierdie gebeur. Waar was die disippels, die 3 disippels wat hy saamgevat het, vas aan die slaap, terwyl hy letterlik bloed sweet. Dis hierdie disippels wat gesprekke onder mekaar gehad het oor wie is die belangrikste. Verdien hulle dat Jesus aan hulle verskyn en sê, vrede vir jou, vrede vir jou, ten spyte van jou onsekerheid, ten spyte van jou bang, ten spyte van jou verkeerde keuses wat jy gemaak het. Verdien hulle dit? Nee. Hier is die belangrike vraag, nog belangriker vraag, verdien ek en jy dit vandag, dat die Here vir my en vir jou kom sê, vrede vir jou. Vrede, genade, barmhartigheid, liefde, my omgee vir jou, ten spyte van jou droog maak, ten spyte van jou bang, ten spyte van jou onsekerheid, kom Jesus, en die eerste ding wat hy doen vir sy disippels, is hy kom gee vir hulle 'n tweede kans, vrede vir julle, en hy sê dit 2 keer, en onthou, hy kom deur mure, en hy kom deur geslote deure, om dit te kan doen, en hy doen dit vandag nog, vir jou, en vir my. Dan wil ek jou vat na 'n tweede scenario toe, Johannes 20 vers 25. Nadat hierdie nou gebeur het, en Jesus gewys het, kyk na my hande, kyk na my sy, en hulle besef onmiddellik, hierdie is
Ons Jesus, hierdie is die Jesus van die kruis, die Jesus van die graf, dis die Jesus wat opgestaan het, dis die Jesus wat lewe. En hulle gaan vertel dit vir Thomas wat afwesig is. En in vers 25 van Johannes 20, lees ek en jy. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek net nie merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ek twyfel. Ek vra hoekom. Ek vra waarom. Ek is in 'n plek van twyfel. Ek is in 'n slegte plek. Is dit 'n rede dat Jesus jou, en in hierdie geval vir Thomas, nou sal afskryf? Kom ons lees. Scenario 3. Nou sit 11 disipels bymekaar. Thomas het nou bygekom by die ander 10. Johannes 20 vers 26 tot 29. 8 dae later was Jesus se disipels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Basies wat hierdie beteken weer, my liefde vir julle, my genade vir julle, tweede kanse vir julle. En wat het gebeur tussen die eerste keer wat hy aan sy disipels verskyn en die tweede keer? Thomas se twyfel, Thomas se onsekerheid, Thomas se hoekoms, Thomas se waaroms, jou en my hoekoms en waaroms en twyfel. En wat kom doen Jesus? Hy kom weer deur die geslote deur en hy kom weer deur die muur en hy bars deur en hy breek deur en hy kom sê vir jou en vir my ten spyte van ons twyfel, vrede vir julle, my liefde, my genade, tweede kans vir jou. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En dan hierdie verskriklike mooi aangrypende woorde en Thomas sê vir hom, my Here en my God. En ek wil dit vir jou herhaal, my Here en my God. Die duidelikste bewys dat die Here wat lewe, die Here is wat aan die kruis was en dat hy God is, kry jy in hierdie skrifgedeelte van Thomas. En kyk wat gebeur met Thomas, uit sy twyfel, wat word gebore? 'n diep, egte, ware, rou geloof. So onthou altyd, dat jou twyfel, jou vrae, jou hoekoms, jou waaroms, God skryf jou nie af nie. Jesus skryf jou nie af nie. Nee, hy kom sê, vrede vir jou, genade vir jou, tweede kans vir jou. En nou wil ek 'n sprong maak, weg van die disipels spesifiek na Petrus toe. Onthou Petrus. Petrus is die een wat gesê het, hy sal Jesus nooit verloon nie. En ek en jy weet vandag, dit was goedkoop woorde gewees. Want die haan het gekraai en Petrus het besef, ek het Jesus verloon en nie hoeveel keer nie, ek het hom 3 keer verloon, ek het hom 3 keer in die steek gelaat. En is dit nie maar ook jou verhaal en my verhaal nie? En dis half of Petrus homself afskryf na hierdie verloning, na hy Jesus teleurgestel het, nadat hy 'n belofte gemaak het van, Here, ek sal u nooit verloon nie, en toe, tog doen hy dit. Dan kom die wonderlike skrifgedeelte in Johannes 21. En dis snaaks genoeg hier, waar Jesus 'n 3de keer aan sy disipels verskyn. Onthou nou die eerste keer, dit was die 10 disipels gewees. Geen Judas nie en geen Thomas nie. En 2 keer, vrede vir julle, vrede vir julle. Die tweede keer wat hy aan sy disipels verskyn het, toe is hulle 11, Thomas wat bygekom het, Thomas met sy twyfel, Thomas the doubter, Thomas die twyfelaar, en Jesus wat weer kom met vrede vir julle, jou twyfel ontseën nie my nie, jou hoekoms en jou waaroms en jou vrae en in jou onseker tye, dit sit my nie af nie, ek is
die Jesus, ek is die God van tweede kanse. En hier kom verskyn hy nou 'n derde keer aan sy disippels. En dis 'n baie lekkerder scenario as wat ons net nou gehad het van agterdeure wat gesluit is in half een kant en bang. Hier is ons daarom nou op die strand. En die disippels is besig om vis te vang. So ons het die strand en ons het 'n see situasie hier. En hulle vang niks. Groot teleurstelling. Hulle vang niks. Toe sê Jesus, gooi maar net die net aan die ander kant. En ek en jy weet wat het hier gebeur in Johannes 21. En doen nie moeite om Johannes 21 net weer te gaan lees oor die herstel, die tweede kans wat Petrus hier kry. Jesus braai vis vir hulle. Is dit nie mooi nie? Jesus braai vis vir sy disippels. Weer. Dis hierdie disippels wat droog gemaak het. Dis hierdie disippels wat getwyfel het. Dis hierdie disippels wat verkeerde keuses gemaak het. En nou spesifiek is die fokus op Petrus. Petrus die een wat Jesus 3 keer verloon het. En toe hulle klaar geëet het. Nadat Jesus nou vir hulle vis gebraai het en vir hulle kos bedien het, word Petrus 3 keer gevra, 3 keer. Hoor mooi, 3 keer. Hoeveel keer het Petrus vir Jesus verloon? 3 keer. Hoeveel keer word vir hom die vraag gevra, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? Johannes 21 vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer is hulle hier. Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. 3 keer dieselfde antwoord. U weet dat ek u lief het. En dan hierdie woorde van, laat my lammers wei. Pas my skape op. Laat my skape wei. 3 keer. Die detail van 3 keer, jy het my 3 keer verloon, en 3 keer kom vra ek vir jou die vraag, het jy my lief? En 3 keer kom sê ek vir jou, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Ek kom herstel jou posisie. Jy hoef nie terug te gaan na die visvang. Dit was jou professie gewees, dit was jou beroep. Ek het jou geroep om visse om mense te vang. Om mense te vang. Dis die visvang waarvoor ek jou geroep het. En dan kry ons hierdie woorde in Johannes 21, wat ons ook lees in Matteus 4. Volg my. Volg my. Hoor die herstel. Hoor die tweede kans wat Petrus hier kry. En weer, ek sê altyd, my naam moes eintlik Petrus gewees het. Jou naam moes eintlik Petrus gewees het. Hoeveel keer verloon ons nie die Here nie? Maak ons nie droog nie, maak ons nie verkeerde keuses nie. Is ons nie bietjie te selfversekerd en te selfgerig van, ek sal nie daardie fout maak nie, ek sal Jesus nooit verloon nie. So ek sê altyd, noem my Petrus. Van die goeie nuus, daar's tweede kanse vir Petrus. Daar's herstel, daar's vergifnis, daar's vrymaking, en daar's weer 'n herstel van sy roeping. Volg my, visser van mense. En nou gaan ons na Lukas 24, 'n dorpie 12 kilometer van Jerusalem, Emmaus. En daar's 2 disippels wat loop en gesels, en dit is belangrik, ek wil dit sommer net noem, eintlik nie so belangrik as wat dit meer terloops is nie. Dis Kleopas en nog iemand. Ons weet nie wie is nog iemand nie. Dit kan nog 'n disipel wees, dit kan sy vrou wees, wat in elk geval ook 'n disipel is. Dis nie 'n disipel in sy binnekring nie. Is dalk iemand wat net buite sy binnekring, die 12 is, maar dit is 2 disippels wat loop in gesels, en Jesus sluit by hulle aan, en onmiddellik lees jy, in hierdie gedeelte in Lukas 24, lees jy, hoor mooi die woord, somber gesigte. Nou mense, wanneer jou gesig somber is, dan is jy af. Jy's teleurgesteld. Jy is nie lekker nie. Dit gaan nie met jou goed nie. En natuurlijk het alles te doen met Jesus en met sy sterwe en met die graf en hierdie mense wat nie kan glo en wat nie weet dat Jesus opgestaan het nie. En Jesus kom rustig. Weer, hy kan onmiddellik homself vererg. Hier sien julle my. Hier stap ek saam met julle. Herken julle my nie? Maar wat doen Jesus? Rustig, kalm.
verduidelik hy weer die skrifte vir hulle. Geduldig en liefdevol. En hy bou weer hulle geloof op. So deur hulle onsekerheid, deur die feit dat hulle Jesus nie eers herken nie, kom hy en hy gee vir hulle tweede kanse. Met geduld, met liefde, met genade. En hulle harte verander, hulle koppe verander, dis of hulle weer nuwe hoop kry, dis of daar weer nuwe lewe in hulle opstaan, en hulle sê vir Jesus, bly by ons oor, u het nou ver gestap en u is moeg en ons is moeg, en bly by ons oor, en wat Jesus toe doen, is hy breek die brood, en toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop, en hulle herken Jesus, en dis toe wat Jesus letterlik weggeraak, wat Jesus verdwyn. Lukas 24 vers 32, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat, en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hoor hierdie mooi, het ons harte nie warm geword, het daar nie 'n verandering in ons harte gekom, ten spyte van die feit dat ons Jesus nie herken nie, en ek en jy doen dieselfde, daar's tye in ons lewe wat ons dink is ons oulikheid, of ons vaardighede, wat sekere goed reg kry in die lewe, of dis ander mense, terwyl dit God is, ons herken hom baie keer nie in ons lewens nie, in tye van goed gaan, in tye van sleg gaan, in moeilike en swaar tye, ons herken hom nie, maar hy is daar, hy loop op die water na ons toe, soos ek altyd sê, en dis hoekom ons sy spoor baie keer verloor, dis hoekom ons sy spoor baie keer nie sien nie, maar hy kom op die water geloop na jou toe, en dis wat hy hier vir die Emmausgangers doen, vir Kleopas en die nog 'n persoon, en hy doen dit elke dag vir jou en vir my, al herken ons hom nie, en hierna word hulle getuies, en hulle beweeg, en hulle gaan vertel die nuus dat Jesus leef, want hulle gryp hierdie tweede kans, gryp hulle doodgewoon aan, en hulle word getuies van 'n opgestane Jesus, en dis wat ek en jy ook in hierdie wêreld moet wees, en moet doen. En dan ek kan nie anders, as ek moet ook oor Paulus praat. Vir my persoonlik is dit seker een van die beste voorbeelde. Ons het nou na die disippels gekyk sonder Thomas. Ons het na die disippels gekyk met Thomas. Ons het nou die Emmausgangers en ons het Petrus en die tweede kanse wat hulle gekry het. Maar baie keer vergeet ek en jy van Paulus. Hy was 'n fariseer in murg en been wat die beste opleiding gekry het. Nou die fariseërs, ek en jy weet dit, gaan lees die dele in die Bybel oor die fariseërs. Hulle het Jesus gehaat met 'n passie. Om elke hoek en draai het hulle eintlik probeer om hom net by te kom en te na te kom en om te kritiseer en sommer net goor en mislik met hom te wees. Paulus was een van hulle. Ek noem hulle Jesus haters. En dan lees ons in Handelinge 9 vers 1 en 2. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, so man sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Hoor, hierdie man se hart. Hy kry amptelike toestemming om Christene te vervolg, om die volgelinge van Jesus in die tronk te smyt, om ongeskik en wreed met hulle te wees. En op pad na Damaskus toe om dit te doen, is daar 'n lig, en ek sê altyd, my verduideliking van hierdie lig, dis 'n hoofletterlig wat op hom skyn. Dis Jesus wat hom ontmoet, vir 'n tweede kans. En daardie lig is so skerp dat hy blind word en hy word weggeneem en hy eet nie en hy drink nie, hy swak vir 'n paar dae. En dan stuur Jesus vir Ananias na hierdie blinde Petrus en hierdie Paulus en hierdie swak Paulus toe. Handelinge 9 vers 15. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies
as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Hierdie is so belangrik oor Paulus. Ananias protesteer, Ananias word gekies, gaan jy na Paulus toe, die blinde Paulus, gaan lê vir hom hande op dat hy kan sien, die Paulus wat nie eet nie, die Paulus wat swak is, gaan jy na hom toe, en Ananias protesteer, nee, vir daai man is ons almal bang, daai man vervolg Christene, hy gooi hom in die tronk, intussen het hy die lig ontmoet, hy het 'n tweede kans gekry, en die Here sê, ek skryf my naam oor daardie man. Ek skryf my naam oor Paulus. En ek wil hê, jy moet dit weet vandag. Die naam van Jesus is geskryf oor jou lewe. Die naam van Jesus is geskryf oor my lewe. Dis die tweede kans wat elke een van ons kry. Paulus se tweede kans. Gaan dra my naam. Gaan dra my naam, gaan vertel van my naam, soos die Emmausgangers getuies geword het. Paulus, jy wat 'n fariseer was, 'n Jesus hater, jy wat teen my was, ek gee vir jou 'n tweede kans, gaan dra my naam uit aan die heidene nasies. So, ek wil van jou kom sê hier reg aan die einde, daar's tweede kanse in jou bangtye, daar's tweede kanse in jou onseker tye, daar's tweede kanse in jou droogmaaktye, jou tye van verkeerde keuses. Daar's tweede kanse wanneer jy twyfel en jy jou hoekoms en jou waaroms vra, jy word nooit afgeskryf deur Jesus nie. Daar's tweede kanse na jy Jesus verloon het, en hom gedrap het, en hom te nagekom het, daar's 'n tweede kans, daar's vergifnis, daar's genade vir jou. Daar's tweede kanse, op jou pad na Damaskus, die verkeerde pad, jou droogmaaktye, soos Paulus wat Christene gaan vervolg, daar's tweede kanse op hierdie pad, vir jou en vir my. Vat dit vir jouself vandag. Maak dit jou eie vandag. Tweede kanse, Jesus gee tweede kanse, God gee tweede kanse, hy skryf jou nooit af nie. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir tweede kanse. Dankie Here dat dit is wie U is, 'n God van tweede kanse. Jesus, U is die Jesus wat uit die dood uit opgestaan het en tweede kanse kom gee. Dankie daarvoor. Here, ons gryp dit aan vandag in ons tye van twyfel en hoekoms en waaroms en verkeerde keuses en bang en al ons vra, ten spyte daarvan, ons gryp hierdie tweede kanse aan. En ek kom seën jou met die liefde van jou Vader, die een wat jou altyd 'n tweede kans sal gee. En ek kom seën jou met Jesus, die Jesus van die kruis, die Jesus van die graf, die Jesus wat opgestaan het en vir jou 'n oorwinningslewe gee. En ek kom seën jou met die Heilige Gees wat oomblik vir oomblik en tree vir tree saam met jou is. Amen.